Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Die Here seën ons ryklik. Ons gaan vanmôre geleentheid vir twee jong lidmate gee om hulle belydenis van geloof af te lê. En dan vier ons ook die heilige nagmaal. Daarmee saam gaan ons luister na die woord van die Here uit Matteus 26 vers 47 tot 56. Kom ons raak stil en gaan luister saam na die woord van die Here. Voor ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit, kom ons buig net ons hoofde. Ja, Here, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie oggend te kan beleef, te kan sien, te kan weet dat die drie-enige God is aan die werk, ook in ons eie midde. Waar ons by u voete kom sit, wil u ook nou in Christus en deur u Gees tot ons harte spreek. Bemoedig ons met 'n ware geloof. Lei ons in die lig van u woord, altyd tot die eer van u naam. En Vader, kyk na elkeen van ons, net ter wille van Christus. Hoor ons gebed ook nou in sy naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus 26 vers 47 tot 56. Jesus was nog besig om te praat toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, gegroet Rabbi, en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, vriend, doen waarvoor jy hier is. Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die, saam met Jesus, na sy swaard gegryp en het uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, bær jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie. Maar hoe sal die skrifte dan vervul word en wat sê dat dit so moet gebeur? Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels om my gevange te neem? Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles gebeur sodat die skrifte van die profete vervul sou word. Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan fokus op hierdie woorde van Jesus in vers 54, wat hy byna net so herhaal in vers 56. Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur? Om kalm te bly wanneer 'n storm om my woed, is vir meeste van ons baie moeilik. Nou, 'n storm kan enigiets wees wat my lewe, of die lewe van my geliefdes, of dalk my gemak, of die gemak van my geliefdes, of enigiets wat die normale gang van my lewe, die rustige bestaan, die kalm lewe wat ek altyd lei, ja, enigiets wat dit bedreig, kan 'n storm wees. Maar dit kan ook die skielike dood van 'n geliefde wees, of 'n skielike siek word, wat my lewe dramaties verander. Dit kan ook 'n skielike verlies aan inkomste of besittings wees. Dit kan ook die diep seerkry wees van 'n baie kosbare verhouding wat op die rotse loop. 'n teleurstelling, hartseer. Nou, en daarmee saam is daar baie sulke voorbeelde ook in die Bybel van gelowiges wat oornag deur 'n storm getref was. Dink maar toe Josef se broers hom verkoop het as 'n slaaf, hoe dit sy hele lewe moes verander het. Dink ook aan 'n Job wat oornag sy hele huisgesin, behalwe sy vrou en al sy besittings verloor het. Of 'n Dawid, daardie nag toe hy vir sy eie seun moes vlug, die wildernis in. Storms, chaos in ons lewens, wil 'n mens byna sê is onafwendbaar.
Dit gaan gebeur, een of ander tyd gaan dit ons tref. En God stuur ook die storms, en dis eintlik die hartsboodskap van die boek Job. Hy is om vir ons te sê, maar hy's lief vir ons. En dit moet Giselle en Lorenzo, wat so pas hulle geloof bely het, maar ook elkeen van ons vermoere weet. Jesus het ons ook gewaarsku dat daar storms in ons lewe gaan wees, en baie keer net omdat ons Christene is, omdat ons ander keuses en besluite gaan maak, as die ongelowige wêreld daar buitekant. En dan is die belangrikste wat ons altyd moet vra is, maar in hierdie storms, in hierdie chaos waarin ons soms gedompel kan word, wat is die belangrikste om te onthou? Op wie moet my hart gefokus bly? Nou hierdie gedeelte waarna ons sopas geluister het, bring ons letterlik uit by die storm van alle storms, by die chaos van alle chaos, die seerste van alle seer, die teleurstelling van alle teleurstellings. Dit bring ons uit by Judas, een van Jesus se disippels, wat hom verraai, sodat hy oorgelewer kan word, om gekruisig te word. Maar wat uitstaan, midde al die chaos, hierdie verskriklike storm wat losbars, is die kalmte en die vertroue van ons Here op die Vader en sy woord. Op die Vader en sy woord. En dit maak Jesus kalm en rustig deur hierdie hele situasie voort te gaan. Reeds vroeër die aand het Jesus dit al baie duidelik bekend gemaak, en toe hy gesê het in die aand om die nagmaalstafel, die een wat my brood geëet het, het sy hakskeen teen my gelig. Aanhaling uit Psalm 41 vers 10. En dit is eintlik 'n Joodse manier om te sê, dat my boesemvriend, iemand naby my, het my in die rug gesteek, of gaan my vanaand nog in my rug steek. Ja, daar rondom die nagmaalstafel het Jesus vir Judas, seun van Iskariot, uitgewys as die een wat hom sou verraai. En nadat Jesus vir hom 'n stukkie brood gegee het, het Jesus vir Judas gesê, wat jy wil doen, moet jy gou doen. Waarop Judas die brood gevat het, en ons weet hy die nag ingevlug, weg van hy nagmaalstafel af. Nou die naam Judas was daai tyd 'n baie algemene naam gewees. Ons weet daar was nog 'n disipel met die naam Judas gewees. Ons weet ook dat een van Jesus se halfbroers, wat eers na sy hemelvaart tot bekering gekom het, daai kort briefie aan die einde van die Nuwe Testament, net voor die boek Openbaring, wat hy geskryf het. Sy naam was ook Judas gewees. En as 'n mens na al die ander gegevens rakende hierdie Judas in die evangelies kyk, dan staan een ding uit, dat hierdie Judas Iskariot 'n liefde vir geld gehad het. Nie net het hy skelm geld uit die beurs gevat, wat eintlik die geld vir al die disippels, Jesus se hele reisgeselskap was nie, maar hy was bereid om vir Jesus vir 30 silwerstukke aan die leierpriesters oor te lewer. En heel moontlik is dit die rede dat Judas Iskariot, dat hy na al Jesus se lering en prediking geluister het, dat hy al Jesus se wonderwerke met sy eie oë gesien het, veral hoe Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, uit die graf uit laat opstaan het. Tog was daar iets belangriker in sy hart om te koester. Na baie geld, na mag, na voorspoed, dat hy ryk kon word, en hy het so 'n Messias verwag, wat moes kom. En is natuurlik hierdie liefde vir geld, wat hom 'n speelbal gemaak het, 'n handige speelbal in die hande van die duiwel. Judas kom so naby, hy hoor alles wat Jesus sê, en wat Jesus doen. Dink net ook hy moes deel gewees het daai dag, toe Jesus die broodjies en die visse vermeerder het, en hoe hulle dit aan die mense uitgedeel het, en hoe hulle dit wat oorgebly het, by mekaar moes gemaak het. Ja, om diensbaar vir Jesus te wees, dit het hy geken. Tog het die duiwel in beheer van sy lewe gebly, en het hy 'n ewig verlorene gebly. Judas het uit eie begeerte, gedryf deur die afgod in sy lewe, naamlik geld,
wat gelei het tot hebsug en teleurstelling in Jesus en ongeloof. Ja, Judas het doelbewus boos opgetree en Christus verraai. Natuurlik het die Heilige Gees ook alles oor Judas Iskariot vir ons vir vandag laat opskryf. En die waarskuwing is baie duidelik. Ons moet nie dink dat nabyheid aan Jesus, dat nabyheid aan ander gelowiges, dat 'n belydenis aflegging in die kerk voor almal hier in die kerk, ja, dat nabyheid aan die leringe en die voorskrifte van die Bybel, dat dit 'n plaasvervanger kan wees vir 'n ware geloof wat die Here Jesus Christus van harte omhels nie. 'n Geloof wat my daagliks tot bekering bring, wat my daagliks laat omdraai, besluit te maak, weg van 'n sondige wêreld na Christus toe nie. Niks kan daardie geloof vervang nie. Nie eers nabyheid by Christus se kerk en al sy mense nie. Die allerbelangrikste vraag waarby die Bybel ons elke keer te staan moet bring, as ek en jy daaruit lees, as ons hier in die erediens daarna luister, wie is Jesus Christus nou in jou hart? En pas op, ons kan vir almal bol, maar ons kan nie vir Jesus bol nie. Hy ken en deurgrond elke hart, so het hy presies geweet wat Judas gaan doen. Ook vandag nou, saam met Giselle en Lorenzo se belydenis aflegging, bring die Heilige Gees ons elkeen tot stilstand. Hier voor ons aan die nagmaalstafel gaan aansit en ons hart en ons gedagtes op Christus gaan fokus. En groot vraag, my broer, my suster, wie is Jesus in jou hart? Is daar ander dinge wat belangriker is? Wie is Jesus in jou hart? Volgende. Die tragiese verhaal van Judas en dan veral sy verraad teenoor Jesus, dwing ons om die vraag te vra, maar hoekom moes Judas dan nou Jesus verraai? Jesus sê 2 maal, en dit is baie belangrik, maar hoe sal die skrifte dan vervul word, wat sê dat dit so moet gebeur? Die uitbreek van die storm van alle storms, die chaos van alle chaos, breek uit, en ons moet eintlik hierdie hele prentjie kry, ons moet dit vir onsself voorstel, as ons gaan kyk na al die gegevens in die evangelies, dit breek uit, is daar 'n hele kohort, dit is Johannes evangelie gebruik dit 'n kohort, dit moes omtrent 200 plus soldate gewees het, wat opgedaag het met fakkels, saam met tempelwagte, wat opdaag in die middel van die nag. Ook as iemand vanuit sy binnekring na hom toe kom, en hom groet met die woorde, gegroet Rabbi, wat beteken my leermeester, jy is die spesiaalste een in my lewe. Ja, wat 'n teken van liefde en van innige waardering moes wees, word 'n teken van verraad. Stel jy dit voor. In Jesus se eie hart het die groot storm al begin dreig en losbaas, toe hy enkele ure in Getsemane vir sy disippels gesê het, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Diep bedroef tot die dood toe. En dan veral ook toe hy bidden, bloedsweetend bidden by die Vader gepleit het, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Christus lê hom neer voor die Vader, en sy wil vir hom. Maar wat dit 1 miljoen keer erger maak is dat Jesus tot in die fynste besonderhede geweet het. Wie gaan wat doen? Presies hoe hulle dit gaan doen. Hy het presies geweet wat in die volgende 24 uur vir hom voorlê. En tog is hy gewillig om dit te laat gebeur. Wat vroeër in sy bediening by die vermenigvuldiging van die brood en die vissies, toe baie mense wat Jesus gevolg het van hom al weggeloop het, het hy al gesê, het ek nie julle 12 uitgekies nie, en is toch een van julle toch 'n duiwel?
Jesus het Judas self gekies, nie tot verlossing nie, maar as instrument van die bose om hom te verraai. Vroeër die aand aan die nagmaaltafel het Jesus het duidelik gestel, die Seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor hom geskryf staan, maar weet daardie man deur wie die Seun van die mens verraai word, dit sou vir hom beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Jy sien, alles gebeur daardie aand in daardie storm presies soos wat die drie enige God al voor die skepping besluit het, dit gaan gebeur. Ook wie sy uitverkore kinders gaan wees en wie die instrumente van oordeel gaan wees. God is tog soewerein, hy is die pottebakker en ons is die klei. Hy kan soos hy besluit mense skep en roep volgens sy wil en sy besluit, sonder om dit aan ons te verduidelik. En dan ook, en dis die belangrike deel waarby Jesus uitkom as hy by die Ou Testament uitkom. Deur die hele Ou Testament maak die Heilige Gees aan ons bekend waarom hierdie storm moes uitbreek. Waarom ons Here in hierdie chaos gedompel moes word. Jesus het self Psalm 41 vers 10 op homself tot betrekking gemaak, dat iemand in sy binnekring hom gaan verraai. 2 maal herhaal hy dit, dat dit presies gaan gebeur soos in die skrifte, in die Ou Testament deur God en sy profete bekend gemaak is. Wie julle net God kan eeue voor die tyd sê wat gaan gebeur, en dit presies so laat gebeur. En daarom gebeur alles met die Judas wat Christus verraai, net soos wat God bekend gemaak het, dit gaan gebeur. Jesus het geweet dat hy as seun saam met die Vader en met die Heilige Gees, ja, lang voor die skepping besluit het, hoe hy as middelaar verlossing vir al God se kinders gaan moet bewerk. Hy het geweet, hy gaan moet sterf aan 'n kruis. Hy het geweet dat hy in sy rug gesteek gaan word deur iemand naby aan hom. En daarom, in die donkerte van die nag, omring met meer as 200 soldate en 'n klomp tempelwagte, 'n boesemvriend wat hom met 'n skynheilige soen verraai. En die ander disippels wat erg verward is en op die punt staan om hom net so in die steek te laat en te vlug. Ja, toe God begin om die beker van bittere lyding vir ons Here Jesus Christus te skenk, om daai oordeelsbeker te drink wat ek en jy nie kan drink nie, bly Jesus kalm, en hy gee hom gewilliglik oor om gekruisig te word. Jesus laat hulle duidelik verstaan dat hy nie teen sy wil deur 'n klomp mense gevange geneem word en doodgemaak word nie. Jesus is nie die slagoffer van 'n klomp slegte mense nie, maar dat hy buig voor God se wil, soos wat hy het in sy woord bekend gemaak het, om homself gewilliglik te offer in ons plek. Hy kon, soos wat hy vir Petrus gesê het, nadat Petrus Malchus se oor afgekap het, ja, hy kon die Vader gevra het om meer as 12 legioene engele te stuur, om almal voor hom van die aarde af te vee. En tog kom ons Here en hy bevestig die soewereiniteit, die alleen heerskappy van God en sy woord. God wat ons nie nodig het nie. God wat nie aan my en jou hoef te verduidelik hoekom hy dinge doen en hoekom hy dit op 'n sekere manier doen nie. Ja, hy bevestig met 'n kalmte en 'n rustigheid dat hy net op die Vader vertrou en die beloftes wat die Vader in sy woord gemaak het. God staan onveranderlik vas in wat hy beloof, en dan laat hy alles net so gebeur. En daarom kon Jesus met 'n ongekende kalmte God se werk op God se manier doen. Al is die storm en die chaos om hom hoe erg, omhels Jesus die wil van die Vader, en in sy hart is hy daarvan oortuig dat God se bedoeling met hom is die beste. En voor die skepping en die Vader al aan hom beloof om elkeen wat die Vader aan hom beloof het vir hom te gee, as hy sy lewe vir hulle
sal aflê. Let fyn op. Dat daar nie in Jesus se hart daai gesindheid is wat baie keer in my en jou se harte is, as ons deur die storms van die lewe gaan, daardie gesindheid van, ja, die Vader laat nou maar soms slegte dinge met ons gebeur. Ons moet dit nou maar net eenmaal aanvaar nie, ons kan niks daaromtrent doen nie, ons is nie gelukkig daaroor nie, maar dis nou maar soos dit is. Nee, ons sien nie so gesindheid by Jesus nie. Nee, in hierdie storm verheerlik die Seun, die Vader, deur kalm en rustig al sy vertroue in God te stel, in God en sy belofte woord. Omdat hy in sy hart daarvan oortuig is, dat God se bedoeling met hom en vir al sy kinders oor al die eeue is die beste. Hoe sal dit nie ons lewens soms verander in die storms? As ek net rustig, kalm kan bly en weet maar God is in beheer. Al verstaan ek dit nie, al weet ek nie wat aangaan nie, maar ek weet sy bedoeling met my is die beste. En ek kan maar net kyk na die kruis as waarborg en as sekerheid daarvan. Wat is die belangrikste om in die storms en die chaos van die lewe te onthou? Ons moet weet, storms en chaos is 'n gegewe van God. Maar God in sy groot genade en kragtig deur sy gees, veral ook hierdie twee jong mense, maar elkeen van ons vanoggend, mag dit in ons harte vasgemaak word deur sy gees, dat God ook in die beheer is van die storms in ons eie lewens. Mag die Gees dit diep in ons harte investig, dat God altyd in beheer is. Hy is in beheer tot in die fynste besonderhede van alles in ons lewens, en hy skuld ons nie 'n verduideliking nie, van hoekom hy dinge laat gebeur, en hoekom laat hy dit op 'n sekere manier gebeur. Maar ons kan glo, dat sy wil vir ons is altyd die beste. Mag die Gees dit ook in ons harte vestig, dat God getrou is aan sy woord, en dat dit juis die rigsnoer vir ons is in die storms van die lewe om ons besluite te rig en te lei. Dat hy juis die storm vir ons stuur om vir ons te sê hy is lief vir ons. Gaan lees weer Job 37. En as jy ooit twyfel of God lief is vir jou, veral as die storm erg is en die chaos groot is, kyk na die grootste storm, die grootste chaos daar die Vrydagmiddag, hoe oneindig lief God vir sy seun en vir ons elkeen is. En hy vat alles deur die storm, presies soos hy gesê het en besluit het, dit gaan gebeur. Mag die Gees ook in ons harte kalmte en 'n vrede vestig, wat daar net in Christus is. Sodat ons in ons eie navolging van hom, ja, dat ons deur Jesus Christus met alles in ons sal omhels, en dat dit juis hierdie omhelsing, hierdie geloofsomhelsing is, wat die krag word om kalm te bly in die storms en die regte besluite te maak. Amen. Kom ons doen 'n kort gebed saam. Ja, Vader, ons weet, dit is nie lekker om deur die storms van die lewe te gaan nie. Ons weet dat U beloof ons, dat U ons nooit sal los nie, dat niks, maar niks ons uit U hande uit kan ruk nie. Mag U onsself elkeen in die groot genade vashou, wanneer ons deur hierdie moeilike dinge, hierdie storms en die chaos van die lewe gaan. Dalk is daar van ons op hierdie oomblik, wat deur 'n storm gaan en vir wie dit baie moeilik is. Lei ons, Vader, vestig ons harte, ons geloof, op die liefde van ons Here Jesus Christus. Veral ook nou, waar U ons in die geloof gaan versterk rondom die nagmaalstafel. Ja, Here, mag ons nooit twyfel nie, maar mag ons juis so seker as wat ons die tekens van brood en wyn sien, weet dat ons Here en ons koning het hom gewilliglik self opgeoffer in ons plek, sodat ons kan weet, U is hier, U is midde elke storm van ons lewens. Dit
Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen.